naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons is Nuwe Begin Gemeente van Robertson en ons is entoesiasties om iets vir die Here te doen en te beteken. Ons wil ons saal uitbrei en daarvoor het ons 'n boufonds gestig en ons het die hulp nodig. Ons het die finansies nodig. Ons het die heerlikheid van die Here nodig om die finansies te seën ook. En daarvoor is ons hier. Bietjie die saal uitbrei, ons wil 'n mooi eiland in die middel sit, ons wil uitbrei, want ons weet, die koning stuur vir ons die skape in. En daar het ons hier nodig. Dankie dat u altyd kyk na ons uitsendings. Dankie dat u ons altyd ondersteun. En ons wil bid dat die God met u gaan praat en u gaan seën in elke finansies wat u wil skenk, moontlik wat u wil skenk, dat die Here u gaan seën op elke gebied. Ons seën u in Jesus naam. Amen.
Maar bly in daai stemme. Steek net 'n bietjie hande op. Want dis 'n oggend dat ons die lof en die eer aan U bring. Toe U verby ons pad langs kom, het U ons nie gelos nie. Maar U het ons U hande uitgestuur, soos die barmhartige saam in die taal. Hy het my opgetel, maak nie saak hoe ek gelyk het nie, my broer. Maak nie saak hoe ek gelyk het nie. Maar U was daar om my 'n nuwe skepsel te maak, Jesus. Vanoggend praat net so 'n bietjie met hom. Hy wil vanoggend al die lof hê. Hy wil vanoggend al die eer hê. U is ons Messias, my oom. O, U is die blink en môrester. U is Jahwe. En U het in ons lewe ingekom, en toe U in ons lewens inkom, toe verander U my lewe. O, toe dop U om en maak my 'n nuwe skepsel. Dankie dat U ons as koningskinders aanvaar. Ons is nie mislukking nie. Maar dankie dat U ons gaan uitvat tot aan die einde van die aarde toe. En dankie dat U met U Gees by ons is. Dankie dat U ons die salwing en die Gees ons versterk vanoggend. Ons as volk kyk op na U toe en sê vir U baie dankie. O, U is 'n werklik. Hy is 'n werklik. Hy is 'n werklik. O, halleluja. Hy is 'n werklik. Prys sy naam. En dankie dat U ons nuwe gemeente toelaat. Ons klompie wil net vir al die lof en al die eer gee vanoggend. Dat is my gebed. In Jesus naam. Pastor Johnny, aan die woord. Ek wil dan vanmôre vir julle die woord van die Here bring soos wat dit op my hart gelê het. En ek gaan u vra om met my saam te lees uit die eerste boek van Samuel. Ons gaan lees in die 3de hoofstuk vanaf vers 1 tot en met vers 10. 1 Samuel 3 vanaf vers 1 tot en met vers 10. Die opskrif sê die gesig van Samuel. En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli, en die woord van die Here was skaars in die dae. Gesigte was daar nie baie nie. In die tyd, dan terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë het al begin swak word, sodat hy nie kon sien nie. Toe die lamp van God nog nie dood gegaan het nie. En Samuel lê en slaap in die tempel van die Here, waar die ark van God was. Het die Here na Samuel geroep, en hy het geantwoord, hier is ek. Daarom loop hy na Eli en sê, hier is ek, want U het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, gaan slaap maar weer. Hy het toe geloop en gaan lê. Verder het die Here Samuel weer geroep, en Samuel het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, my seun, gaan slaap maar weer. Maar Samuel het die Here nog nie geken nie, ook is die woord van die Here nog nie aan hom openbaar nie. En die Here het Samuel weer geroep, vir die 3de maal. En hy het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Toe merk Eli dat die Here die seun geroep het. Daarop het Eli vir Samuel gesê, gaan lê, en as hy roep, moet jy antwoord. Spreek Here, want U knegt hoor. Toe het Samuel geloop en op sy plek gaan lê. Toe het die Here gekom en gegaan staan en geroep soos die vorige kere. Samuel, Samuel. En Samuel het geantwoord, spreek, want U knegt hoor. Vra die net die hoofde sal buig. Onse Vader, ek dank U vir die opening van die woord. Die woord bring lig, die woord bring kennis, dit bring insig en wysheid.
my gebed vanmôre, Here, dat U hierdie woord vir ons sal breek en voor ons sal oopmaak, soos dat U doel en U wil vir ons is. Ek vra dit in die naam van die Seun Jesus. Amen. Daar is oomblikke in ons lewens wat ons hele koers verander. Partykeer is dit net 'n telefoonoproep, 'n gesprek, dalk 'n eenvoudige sin wat iemand sê, en jy weet, niks gaan ooit weer dieselfde wees nie. Dit is hoe dit voel wanneer God jou roep. Sy stem klink dalk nie altyd dramaties nie, maar dit sny deur al die geraas en die klanke rondom jou en hy tref jou hart. In 1 Samuel ontmoet ons die jong Samuel, 'n seentjie wat in die tempel groot word. Vir my is nogal treffend die eerste versie wat hy sê, en die woord van die Here was skaars in die dae. Gesigte was daar nie baie nie. Dit is 'n beskrywing van 'n geestelike droë seisoen. Dat dit nie gereën nie, die stem van die Here het nie geval nie. En tog, juis op so 'n tyd, 'n tyd wanneer dit stil is, wanneer die stem van die Here nie gehoor word nie, kies God hierdie tyd om 'n jong kind te roep. Dit sê vir my vanmôre, die Here wag nie vir perfekte omstandighede nie. Jy sou gedink het, miskien moes die Here gewag het totdat daar baie profete was, baie mense was wat gespreek het, maar die Here wag juis na hierdie oomblik. Hy werk in die gewone. Hy praat selfs wanneer ons dit nie verwag nie. Jesus het later self gesê, my skape luister na my stem en ek ken hulle volg my. Johannes 10 vers 27. Dis die hart van God wat roep. Hy praat met sy volk, hy praat met sy skape. Hy ken jou en hy verwag dat jy sy stem moet ken en hoor wanneer hy met jou praat. Ek wil vra dat jy vandag saam met my kyk na Samuel se roeping. En terwyl ons daarna kyk, is daar 3 punte wat ek gaan uitwys. Eerstens gaan dit oor God se roep in sy tyd, sy berekening, die regte tyd. Die tweedens gaan dit oor God se roeping op sy manier. Hy doen dit op sy manier, nie op jou manier, op iemand anders se voorstel nie. Hy doen dit soos wat hy wil. En laastens, God roep altyd vir sy doel. Dit gaan nie oor jou doel nie. Wanneer ons na hierdie verhaal van Samuel kyk, en ek het vir julle gesê, die skrifgedeelte begin en te sê, die woord van die Here was skaars. Daar word gegis daaroor en party mense verwys na Samuel as die eerste profeet. Hy is wel die eerste een wat genoem word profeet. En hy was 'n groot profeet gewees, hy het baie geprofeteer, daarna was hy lank in gerig gewees. Maar ons kom net in die tyd uit, waar daar was rigters. En die rigters was hulle gewees, wat nie net met die woord van die Here gedra het, maar ook met daad. Hulle het gegaan en die land gerig. Hulle was militêre hoofde gewees. Hulle het gewys met geveg hoe die land geregeer moet word. En voor dit praat ons van die tyd van leiers, was dit Moses en Josua. Hulle was die leiers wat die volk gelei uit Egipte uit, en die volk gelei in die beloofde land. Hulle was klaar profete. So Samuel is nie die eerste profeet nie. Profeet, as jy wil gaan soek, terug gaan kyk daarna, kom hier in Eksodus voor, waar die volk van die Here uitgekamp was in die woestyn, en hulle met God in aanraking kom, en God praat direk met hulle, Jakobus, en die volk sê vir Moses, moet tog asseblief nie, dat die Here met ons direk praat nie. Dis te vreeslik, ons kan dit nie hanteer nie. Gaan jy op na die berg toe, gaan hoor jy by God en vertel ons. Dis waar profete vanaf kom. Die priesters neem hierdie werk oor. Terwyl die rigters begin stil raak, daar is vrede in die land is nie besig om te beklei nie, neem die priester die verantwoordelikheid oor om die woord van God oor te dra. Was iets belangriks aan, en hy gaan nou terugkom. Maar dis juist in hierdie tyd, wanneer die volk besig is om hulle eie pad te kies. Want op hierdie stadium raak die stem van die Here stil. Op hierdie stadium, terwyl Israel in vrede leef, terwyl daar geen probleme vir op die horison is nie, raak dit stil rondom hulle. Daar kom nie meer openbarings nie. Daar word nie meer gesê, so sê die Here nie. En die volk begin hulle eie pad te kies.
God se tydsberekening is nie ons tydsberekening nie. Hy praat nie altyd wanneer ons dink hy moet nie. Hy werk nie volgens ons skedule nie. Ek wil dit nogal sê, want ons het ons kerk daarmee gewoond geraak. Ek ken dit, was ook gebore gewees in die Here in Christus. Ek ken die feit van dat ons lief is daarvoor, dan moet die Heilige Gees krag moet werk, dan moet gekoordans word, dan moet geprofeteer word, ons verwag dit. Ek onthou 1 jaar, terwyl ek in 'n gemeente is, en die Here sê, spreek dit word 'n profesie kom uit, die Here sê, ek sal met julle nie praat nie. Wie het het gevoel vir 'n jaar lank, om in 'n gemeente te sit waar die stem van die Here stil geraak? Want die Here noem dit, en hy sê dit aan sy volk, hy sê, want julle het lui geword, om my stem te soek. Julle het gemaklik geword daarmee, om net by die kerk te kom en iemand anders het op sy knieë gestaan, iemand anders het sy kos eenkant toe geskuif, om te soek na die woord van die Here. Iemand anders het gesoek na die wil van God in jou lewe. Soms wag die Here, totdat ons harte weer gereed is, om met kontak te kom. Hy wag baie keer, dat die geraas van jou die wêreld, die geraas van jou vriendekring, die geraas van jou familiebyeenkomste, die geraas by jou werk, die geraas by die skool, dis 'n bietjie stil raak, dat jy eintlik weer honger kan raak vir sy stem. Ons kyk vanmôre na Samuel. Hy was maar nog 'n kind, klein ou kindjie. Sy ma het hom vroeg, toe hy groot genoeg was, het sy hom opgebring na die tempel toe elke jaar vir hom 'n manteltjie gebring. Samuel het geen posisie nie. Dat nie vir hom geverwys na pastoor of kerkraad of enigiets van aansien. Hy was nog nie eens eintlik 'n regte werker in die tempel nie. Hy moes net daar slaap. Hy het net daar geslaap waar die ark van God is in die tempel. Hy was bloot die jong seun wat getrou sy ou werkie gedoen het. En dis juist daar waar God besluit, nou is die tyd. Nou is die oomblik wat ek in aanraking met hom gaan kom en hy gaan met my vol praat. Want hier is iemand wat nie besig is met allerlei gemors en lawaai rondom hom. Baie keer dink ons miskien eers, as ek ouer is, as ek dalk meer geleerd is, klaar is met skool, goed het goeie werk het, as ek dalk meer ervare is, as ek dalk meer opleiding gedoen het in die Bybel, bietjie meer tyd gespandeer het op 'n gebed. Samuel se verhaal sê, God kies die tyd. Nie jy, nie ek nie. Wanneer hy roep, is dit altyd die regte oomblik. Wanneer jy daardie roepstem hoor, dan moet jy weet, nou is die tyd. My ore het oopgegaan en ek het gehoor dat God is besig om te praat. Ons sien dit gereeld in ander verhale ook. Moses was 40 jaar lank in die woestyn, nog voordat God hom geroep het. Hy het 'n opleiding gehad vir die 40 jaar wat die Israeliete moes in die woestyn daarna gespandeer het. 40 jaar leer hy eers voordat hy nog by die braambos uitkom. Word Moses gereed gemaak vir die stem. Josef was vir jaar lank in die tronk voordat sy droom bewaarheid word. Hy het sommer net geloop van die put in tot by Farao se paleis nie. Hy moes wag. En Paulus sê, toe die tyd vol was, toe eers het God sy seun gestuur. God se klok loop perfek. Hy is nie 'n sekonde te vroeg of 'n sekonde te laat nie. Die uitdaging vir my en vir u is dat ons is haastig. Ons wil weet, Here, hoekom nog nie? Hoekom bly u stil? Hoekom sê u niks? Hoekom doen u nie nou iets nie? Samuel moes eers leer om te luister voordat hy kon begin om te profeteer. Vanmôre wil ek vir u die boodskap gee oor geduld en oor onderskeiding van waarmee is jy besig. As jy by jouself is en jy's tussen die lawaai en jy's tussen alles wat rondom jou aangaan, hoor jy die stem van God wanneer hy tot jou spreek. Die stem is nie dalk altyd hierdie donderstraal wat van die hemel af weerkom nie. Dis nie 'n groot oomblik nie. Ons sien baie keer daarvan. Ons gaan nou daaroor praat. Die Here se manier is nie ons manier nie. Wanneer die Here praat, is dit nooit te vroeg en nooit te laat nie. Presies reg. My tweede punt gaan oor God se manier. Wanneer
ons na Samuel se roeping kyk, is dit vir my opvallend oor hoe God met hom praat. Soos ek gesê het, geen donderslaan nie, daar's nie 'n vlammende bos nie, daar's nie 'n engel met 'n trompet nie, daar's nie 'n skare van engele wat besig is om te groot lawaai te maak en te sê loof die Here van God, naam van God. Dis 'n eenvoudige stem. Ek hou daarvan in vers vers 10, toe hy sê, die Here het gekom en gaan staan. Ek hou van die simboliek. Die Here het nie ingestorm nie. Hy het nie hom wakker geskik nie. Hy het gaan staan en geroep. Ek dink die stem was ook nie 'n donderende stem nie. As hy geroep het en gesê het, Samuel, Samuel, Eli het hom nie gehoor nie. Niemand anders dan hom hoor nie, dit was net vir Samuel. Kan jy jouself indink hierdie stem, as ouer miskien sê in jou bed lê en die klein kindjie kom daar, dis nie 'n harde stem nie, dis nie 'n stem wat jy ver hoor nie, maar jy hoor tog, hy roep jou. Hy roep vir ma, hy roep vir pa. Dis so 'n stem. Weet jy, dis ironies dat Samuel nie besef het dat dit die Here is nie. Daar's ironie daarin, maar daar's ook 'n groot les vir ons vanmôre. Vir 3 keer dink hy, dis Eli. En hier kom hierdie persoon Eli tevore in hierdie gesprek. Eli is die mentor, Eli is die priester, Eli is die persoon wat verantwoordelikheid vat vir hierdie Samuel. En ek wil nie vir vanmôre praat nie vanmôre met die jong mense nie, julle kan nie Eli's wees nie, maar ek praat vanmôre direk met die ouens wat in ons gemeente is. En ek wil jou sê, jy het nie nodig om 80 of 90 jaar oud te wees met bene en heupe en goed wat kreek om oud getel te word vanmôre nie. Ek praat vanmôre met julle wat al lank op hierdie pad kom. Julle wat die verantwoordelikheid vat vir klein Samueltjies wat inkom binne die bediening. Julle wat hoor dat hulle beweeg in en vir hulle veronderstel is om hulle te leer van die woord van God. Julle wat al reeds self die stem van die Here gehoor het, wat weer klink, wat kan sê, soos wat Jesus sê, my skape ken my stem, hulle volg my. Vanmôre is hierdie boodskap, hierdie deel van die boodskap gaan direk vir die Eli's onder ons. Wat het Eli gemaak met Samuel terwyl hy binne die tempel was? Wat het Eli hom geleer? Was Eli besig om hom te sê, kyk hierso, hierdie lampie moet ons so afstof. Hierdie ding moet ons hierdie kant reg skuif. Of was Eli besig om hom te sê, hier, op hierdie tyd van die dag is wanneer ons hierdie bid. Op hierdie oomblik is wanneer ons na die skrif toe gaan en ons gaan lees dit wat geskryf is. Op hierdie oomblik dan vat ons die 10 gebooie en ons lees dit voor vir die volk. Op hierdie oomblik is ons kans vir offerande. Eli het vra vanmôre vir jou, wat leer jy vir die Samuel in jou midde? My kind, nee, ek gaan nie net vir jou bid nie, kom bid saam met my. My kind, nee, die manier waarop jy optree is nie reg nie, dis wat jy behoort te doen. My kind, het jy al die stem van God gehoor? Hoe hartseer is dit dat 3 keer hardloop Samuel na Eli toe en sê, hoor jou, jy het my geroep. 3 keer hoor hom, hy hoor die stem, hy hoor iemand wat sê, Samuel, Samuel. En 3 keer stuur Eli hom terug. God praat dikwels op 'n baie gewone stil manier. So stil, dat ons dit maklik kan mis of verwar. Ek neem nie op hierdie oomblik vir Samuel kwaadlik nie. Hy was nog nooit onder die geklank van die stem van God nie. Maar op hierdie oomblik in hierdie verhaal, neem ek die Eli's kwaadlik. Want ek sê, Eli, wat het jy gedoen, as jy nie vir Samuel leer in die tempel, om te wees in die tempel nie? Dink maar aan Elia op die berg. God was nie in die storm nie. Hy was nie in die aardbewing nie. Hy was nie in die vuur nie. Maar hy kom in die sagte fluistering, die sagte geritsel. Die Here het nie nodig om te skree nie. Want weet jy, God se stem dra gesag. Ja. Ons het vanoggend daar 'n liedjie gesing wat sê Majesty, Kingdom, Authority. Hy het autoriteit. Dis 'n stem dat wanneer hy spreek, dan weet jy, hy spreek deur tot binne in jou lewe, tot in die diepste kamers van jou hart. Dit bring ons met 'n uitdaging.
Ons moet leer om sy stem te kan herken. Vandag hoor ons die stem van die kultuur rondom ons. Ons hoor dit wat buitekant aangaan. Jy sit jou foon aan in die oggend, dan sit Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, WhatsApp. En hulle skree, dis hard. Weet jy, kyk jy so nou en dan, ek dink so 10, 15, miskien 20% van ons goedjies wat ons kyk, is dalk nog iets Christeliks. En selfs daarin is daar ook stemme wat skree, wat nie altyd besig is om vir jou te sê, die stem van die Here nie. Daar's mense wat gaan oor selfverryking, daar's mense wat gaan oor hoe dit beter moet gaan met hulle. Daar's nie altyd mense wat besig is om te sê, wat is die wil, wat is die doel van die Here nie. Wanneer laas het jy iemand gehoor wat vir jou sê, sprei die evangelie uit. Ons het daar 'n paar weke gepraat daaroor. Ons het gepraat oor evangelisasie. Gaan dan heen, die oes is ryp, die oes is gereed, maar die arbeiders is min. Selfs ja op sosiale media, die arbeiders is min. Ek wil net vir u nog 'n laaste klein stukkie detail vir u uitwys. Samuel het iemand nodig gehad om hom te help om te onderskei. En so eerlik as ek vanmôre wil wees met die Eli's in ons gehoor, wil ek net hê julle moet reg verstaan. Ek is self 'n Eli. Ek het self die verantwoordelikheid. Ek neem die verantwoordelikheid ernstig op. As ek die stem van God hoor, dan probeer ek om dit so suiwer as moontlik deur te gee. Of dit is in 'n boodskap, en of dit 'n profesiewoord is, ek probeer om dit deur te gee. Maar daar is 'n werklikheid, Samuel het vir Eli nodig gehad. En Eli se tyd raak min. Eli was nie verlang hierna nog steeds daar gewees nie. Ons ken die verhaal van wat gebeur het, van Eli wat geval het en agteroor geval het en sy nek gebreek het. Eli gaan nie vir altyd in jou midde wees nie. En ek wil die boodskap draai terug na Samuel toe. Samuel, jy moet leer by Eli terwyl daar 'n kans is om te leer. Jy moet luister wat Eli vir jou sê, terwyl daar 'n kans en 'n geleentheid daarvoor is om te hoor. Die Eli's in ons midde raak min. Ek kan voel hoe my liggaam ouer word, 52, ek is nog jong, spring chicken, maar ek sit my alles in vir die werk van die Here. Ek kan voel dat my liggaam is nie meer so sterk as wat hy was 10 jaar, 20 jaar terug nie. Broer Kobus, ek kan dit voel. Jy het nie meer daai muscle wat jy gedink het te hê nie. Jy kan nie meer met dieselfde moeite, die sweet op ons af. Die Eli's is besig om oud te word. En ons midde raak die Eli's oud. En ek vra vir jou vanmôre, Samuel, het jy geleer by Eli? Het jy geluister wat God vir hom gesê het? Kyk jy na die leefwyse van Eli? Wanneer jy die skrif lees en iets tref jou in jou hart, jy weet, dit is vir my, dan moet jy vanmôre besef, ek is daar waar Eli vir my gesê het te gaan kom. Hy sê dit so mooi vir Samuel, hy sê, wanneer jy dit hoor, sê spreek Here, gaan lê en as hy jou roep, sê spreek Here, die knegt luister. Samuel moes eers leer om te luister. En daar is 'n rede hoekom die Here vir Samuel sit by Eli, want hy moes ook leer om te luister vir Eli. Jy moet leer om te luister in jou omstandighede waar jy is, maak jou ore oop. Ek hou van die spreekwoord wat sê die Here het ons 2 ore gegee en 1 mond, dat jy dubbel moet luister voordat jy praat. Ek wil kom op die laaste deel. En die laaste punt waaroor ek wil praat is God se doel. Wanneer die Here roep, is dit nooit, maar nooit net vir jou voordeel nie. Jou voordeel is 'n byproduct. Dis 'n addisionele sekondêre doel. Die feit dat dit met jou gaan goed gaan, die feit dat die Here se seën en guns jou gaan tref, is maar net 'n ekstra gedeelte wat bykom. Dit gaan alles oor die doel wat God wil bereik. Dit wat God wil hê moet regkom. Jou roeping, sy roep is altyd gekoppel aan 'n groter plan. En Samuel ontdek dit baie gou, ek het nie verder vir die gelees nie, maar na vers 10, nadat die Here met hom begin praat, toe sê die Here vir hom, ek wil hê jy moet die sê. Ek gee vir jou 'n boodskap, en dis 'n harde boodskap,
wat God vir Samuel gee, om te gaan teruggee vir die Eli, wat hom nou moes geleer het. Hy moet teruggaan na Eli toe en sê so en so en so is verkeerd in jou lewe. Die Here het 'n groter doel. Hy wil Samuels optel, hy wil jou kinders optel, hy wil ons kinders optel, hy wil jou en my optel. Die Here het nie vir ons maklike werk nie. Dis moeilike werk. Maar ons leer daaruit dat God se roeping altyd verder strek as wat dit is om in jou gemak te sit. As dit gegaan het daaroor dat God jou roep en vir jou sê, dis okay. Dan sê jy kan maar aangaan soos wat jy nou aangaan. Dis alright. Hoef nie hard te werk nie. Sal almal dit doen. Maar juis omdat ons weet en intern in jouself weet jy, as jy die stem van God hoor, dit val op jou ore en jy staan op en jy sê, spreek Here, u knegt luister, dan weet jy daar wag vir jou 'n werk. Dan weet jy daar wag vir jou inspanning. Daar wag iets wat jy gaan 'n lekker ervaring hê, jy gaan lekker kan sê na die tyd. Ek het iets vir die Here gedoen, maar jy weet, jy gaan werk. Jy weet jy gaan jou skouer aan die wiel moet lê. Hoe lyk dit prakties? Soms roep die Here iemand om net daar by die werk 'n lig te wees. Miskien 'n onderwyser van skoolkinders wat nie net vakke leer nie, maar ook kinders se lewensvorm. Soms roep hy jou as jong mens om dapper te wees teen groepsdruk. Dit is so maklik om daar by skool te wees en te doen wat almal rondom jou doen. Of om te kyk, almal is besig om te lag vir iets. Maar dit is so snaaks, dit is so oulik. Maar jy kom nie agter dat dit indruis met morele en geestelike waardes nie. Die Here wil hê jy moet selfs daar waar dit ongemaklik is, moet jy kan opstaan en sê nee, ek gaan nie daarmee saam nie. Soms roep die Here mense hier by ons in die gemeente om te begin met 'n bediening. Ek weet nie of julle dink ek en die ander pastore hier is verantwoordelik vir elke bediening wat jy moet opstaan nie. As die Here jou lei en voel, ek wil 'n gebedsbediening doen, dan gaan ek my hand in die lug opsteek en sê, dankie Vader, maak die werk vir my makliker. Ek kan in die woord van God gaan lees, dit het gebeur, hulle moes mense aanstel, hulle moes mense roep, want binnekort raak dit te veel. Een persoon kan nie alles doen nie. 1, 2, 3, al is ons 5 mense, ons kan nie alles doen nie. Ons raak beperk deur hoe ver ons kan kom. Partykeer roep die Here jou net eenvoudig om getrou te wees in die klein dinge, of om elke dag 'n bietjie meer soos Jesus te leef. Ek het gedink daaraan en ek wil graag, ek gaan dit sing. Maar weet jy, Vrydag aand het dit reeds begin, die Gees van die Here was hier. Die Here het hom oopgebroek. Ek dink ek met harte gepraat. En dit tref my so weer jou liedjie wat sê, daar is 'n roepstem, daar is 'n roepstem, daar is 'n roepstem van Jesus aan jou. Daar is 'n roepstem, daar is 'n roepstem, daar is 'n roepstem van Jesus aan jou. Julle moet kies, want die paai is twee. Julle moet kies, want die paai is twee. Die een lei na die hemel, die ander na verderf. Julle moet kies, want die paai is twee. Vanmorgen is die boodskap eenvoudig. Maar ek wil hê julle moet vanmorgen die roepstem hoor. As julle vanmorgen die stem van God hoor, verhard jou hart nie. Moenie jou rug draai op hom wat staan en klop nie. Ek hou nie daarvan om 'n uitnodiging te gee en dan uit te trek en mense te smeek nie. Maar vanmorgen smeek God by jou hart. Vanmorgen is hy besig om te klop aan jou deur.
Hy is vanmôre besig om te sê, Samuel, Samuel, Samuel. As jy nog nie sy stem ken, dis hy wat besig is om jou te roep. Gryp die kans aan. Gryp dit aan. Ek wil die uitnodiging gee. Ek vra vir Teresa om vir ons net liggies musiek te speel, terwyl ons almal ons hoofde buig. As jy vanmôre gebed nodig het, kom nou uit. Kom vorentoe, gryp die kans aan. Moenie dit mis nie. Moenie eendag later lank hierna sê, het ek maar geluister. Het ek maar daardie môre terwyl die stem wat my hart geroep het, geluister. Gryp die kans aan met al twee jou hand. Weet jy mag daar bekommerd wees oor wie jou sien. Mag daar bekommerd wees oor wat hulle gaan sê. Is dit nie meer belangrik dat ons bekommerd is oor waar is my hart nie? En vanmôre beteken dit jy lewe jouself uit en voor ander. Iemand anders te moet dalk sal wat jou met hulle ken nie jou omstandighede nie. Hulle is dalk nie die Eli wat jou op jou pad gehelp het nie. Samuel, hoor God se woord vanmôre. Hierdie mag dalk jou laaste kans wees. Hierdie mag dalk die laaste geleentheid wees wat jy het om jou hart vir God te gee. Dit mag dalk die laaste kans wees om te sê, Here, my hart het ek van jou weggedwaal, en my hart het ek toegelaat dat die wêreld my verdrink. Die geraas daar buite is so baie. Die seer is so baie. Here Jesus. As jy vanmôre nie vrymoedigheid het nie, wil ek vir jou die geleentheid gee, die pastoorspare, vat iemand, vat selfs jou ma of pa, vat vir Eli en sê, ek het vanmôre die stem van die Here gehoor. Die Here het vanmôre met my gepraat, tot my hart gepraat. Ek is nie waar ek veronderstel is om te wees nie. En glo dat die Here gaan vir jou die roeping gee. Die roeping wat elkeen van ons moet aangryp. Die roeping waarvan ons verantwoording gaan doen. Tot sover die woord van die Here.